Die Here sal voorsien. Genesis 22 vers 1 tot 14 vertel van 'n man met die naam van Abraham. Abraham en sy vrou Sara was kinderloos. En op 75 maak die Here 'n belofte dat hy vir Abraham 'n kind sou gee. Op ouderdom 100 is sy seun Isak gebore. Toe daardie seun 'n tiener was, of as hy 20er jare was, jong man is, toets die Here Abraham se liefde vir God. En hy vra dat hy sy seun moet offer. Jou kosbaarste, jou enigste. Is daar dinge wat jy moes offer al in jou lewe? Dinge waarin jy groot verlies gely het. Jou enigste verloor het. Jou kosbaarste verloor het. Dan sal jy weet hoe dit voel. Somtyds kry mens slegte nuus. Somtyds lyk dinge benard vir 'n mens se lewe en vir jou toekoms. Vir Abraham het sy seun nie meer 'n toekoms gehad nie. Want hy het geweet sy seun gaan nou sterf. Maar tog diep in sy hart was daar 'n geloof. 'n Geloof dat die Here sou voorsien. Terwyl hy en sy seun daardie berg uitstap om sy seun te gaan offer waarvan die seun nog niks weet nie, vra Isak vir sy pa, maar pa, hier is die hout en die vuur, maar waar is die offerlam? Waarop die pa antwoord, die Here sal voorsien. En hy het sy seun vasgebind en op daardie altaar gesit. En net toe hy die hand optel met die mes, is daar 'n stem uit die hemel wat praat en sê, Abraham, Abraham, wag. En toe Abraham kyk, toe's daar 'n ram vasgehak in sy horings in 'n doringbos. En Abraham kon daar die ram vat in die plek van sy seun en dit as offer aan God gee. Vir jou mag jou toekoms duister lyk. Vir jou mag die toekoms van jou seuns en jou dogters duister lyk. Mag vir jou voel of jy nie genoeg gedoen het vir hulle toekoms nie. Mag vir jou voel of jou eie toekoms maar baie benard is en droewig is. God sal voorsien. God sal voorsien. Dit moet jy weet. Dit is baie moeilik om 'n hoë berg uit te klim soos Abraham en Isak het saam uitgeklim het. Berge sal altyd wees in ons lewe. Daar was gister berge, in die verre verlede was daar berge. Daar sal in die toekoms ook berge wees. Maar onthou altyd, dink altyd terug aan Abraham en Isak, terwyl hulle die berg uitklim hierdie kant, is die voorsiening van die Here aan die ander kant van die berg ook besig om dieselfde berg uit te klim. Hou net aan klim, hou net aan glo, hou net aan vertrou, hou net aan hoop, die Here sal voorsien en klim. Bly klim, al gaan dit moeilik, al is jy soms bang, voel jy soms mismoedig, hou aan klim. Want aan die ander kant van die berg, is die Here se voorsiening ook besig, om op te beweeg, in jou rigting. En bo op die top van die berg, sal jy en die voorsiening, mekaar ontmoet. En jou toekoms, of die toekoms van jou kind, wat jy gedink het is verlore, sal aan jou gegee word. Deur elke beproewing, elke toets vir geloof, elke toets vir gehoorsaamheid, sal jy ontdek, solank jy dit aanhou klim, aanhou glo en vertrou, die Here sal voorsien. Moenie kyk na hierdie lewe nie. Moenie fokus op die uitdagings van hierdie lewe nie. Fokus op die Here wat sal voorsien. Baie dankie Hemelse Vader, dat ons toekoms in U hande is. Dat U voorsien, Here, waar dit lyk
of dinge weg gaan kwyn uit ons lewe, waar dit lyk of ons groot verlies sal ly, waar dit voorkom, of daar nie meer 'n toekoms is nie. Daar daal die Here neer, en gee 'n toekoms, 'n goeie toekoms, 'n mooi toekoms. Ons as mense van hoop, en ons bely vandag, en ons glo vandag, die Here sal voorsien. In Jesus naam bid ek dit. Amen.